met u geliefdes weer eens in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim. Deur sy seun, ons Yeshua Messia, hy wat die woord van Yahweh is, sê Openbaring 19. Hy wat vir ek en jy alles kom bewerkstellig het, wat vir ons so ver gegaan het om ook sy gees, ons Yaruach te gee, om ons in al hierdie wonderlike dinge te onderrig en te leer. My gebed vandag is dat elke een van ons hierdie Heilige Gees sal mooi vra en sal by hom pleit om ons in hierdie dinge te leer. Daar is so baie dingetjies in hierdie wêreld wat mense sommer maar net vanselfsprekend aanvaar. Geliefdes, waaroor ek vandag wil met u praat is oor die Bybel. Praat nou van die woord van Elohim. Maar die Bybel is vir ek en vir jou gegee van watter tyd af? Die 53 vertaling is vir ek en vir jou gegee en het ek daarmee groot geword. Jy is ook veronderstel om daarmee groot te geword het. Maar die feit van die saak is, geliefdes, is dat die waarheid van die woord sal nooit verander nie. En ek wil vir u vandag baie mooi vra om om dit te gaan biddend bestudeer. Wat ek wil vir u vra, hoekom sal Yeshua vir ek en vir jou sê, as iemand, hy sê, wie van julle, as sy kind vir hom 'n vis vra, sal vir hom 'n slang gee? En as hy vir hom 'n brood vra, 'n klip sal gee? Nou my uitgangspunt is net dit. As Yahweh die Almagtige vir ek en vir jou hierdie woord kom gee het, hoekom sal hy dit verander? En as jy gaan kyk hoeveel Bybels daar is, geliefdes, hordes, wat die mens gemaak het vir homself. En baie mense kom met hierdie standpunt, ja, maar dis in die Bybel ingesit en dis weggelaat. Dit is so, ja, geliefdes. Maar die feit van die saak is, die Almagtige gee vir ek en vir jou hierdie woord van hom, sodat ek en jy daardeur gered kan word. Wat hierdie woord is, Yeshua. En nou kan ek en jy baie stry oor verskillende goed. En my uitgangspunt sal nog altyd bly. Hoekom sal Yahweh vir ek en jy ietsie gee en dit later wegvat? Want wat is die kenmerk van Yahweh Elohim? Is juis dat hy gister, vandag en môre presies dieselfde is. Hy is onveranderlik. Met ander woorde, hy verander nie sy mind nie. Hy change nie sy mind nie, ekskuus my Engels. Nee, hy verander nie hierdie dinge nie. Dit het hy vir ek en vir jou gegee van die begin af. Maar geliefdes, die probleem met my mense is, hulle luister, en dan verstaan hy, dan lees hy die woord, dan verstaan hy dit nie. Laat my dink aan daai Emmausganger, die Ethiopiese man wat op pad was, wat gelees het daai Jesaja. En die Heilige Gees het hom gestuur vir Filippus en gesê, gaan na daai man toe en gaan verduidelik aan hom hierdie goed. En hy, met die een oomblik was Filippus by die wa, en het saam die wa geloop, en hy vra vir hierdie Ethiopiër, verstaan jy wat jy lees? Hy sê, hoe sal ek verstaan as daar nie iemand is wat dit aan my verduidelik nie? Van wie praat hulle hier? En dit is my punt baie kere, dat wie het vir Filippus na hierdie man toe gestuur? Die Heilige Gees. En dit is my punt van, die woord van Yahweh is geïnspireer deur die Heilige Gees. Yeshua kom daar by, en hy vertel die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En jy ken daai verhaal en hoe hierdie ryk man gesterf het en is hy in die hel. En het hy baie verdriet gelei en swaar gekry.
En hy sien vir Lazarus van ver af. En hy vra vir Abraham, asseblief laat Lazarus net sy vinger in bietjie water kan drink en op my tong sit, want kyk, ek ly groot verdriet hier. En dan sê Abraham, nee, hy kan nie, want daar is 'n kloof tussen hulle. Hy sê, maar alright, asseblief man, wil jy nie net vir Lazarus stuur om my broers te gaan waarsku nie? Gaan lees maar daai gedeelte, geliefdes. Ek dink dis daar in Lukas 17. En dan sê hy vir hom hierdie wonderlike storie. Hy sê, want hy het Moses en die profete. Met ander woorde, hy het die woord van Jahwe, elke een van hulle. Hy sê, en 'n man nou uit die doodheid moet kom om dit aan iemand te verduidelik. Wat gebeur, geliefdes? En dit is juist my punt oor hierdie Ethiopiese man. En toe Filippus op die wa geklim het, het hy dit vir hom geleer. En toe hy hom dit klaar geleer het, geliefdes, of vertel het van Yeshua, hoe hy gekruisig is, vir ek en jy se sondes, hoe hy opgestaan het hierdie man sommer net gesê toe hy water sien, hy sê, wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus sê, nee, as jy glo, hy sê, ek glo dat Yeshua die seun van Elohim is. Ek glo dat Yeshua vir my sondes gesterf het. Hy sê, in daardie geval kan jy dan gedoop word. Want daar ergens in Johannes sê hy sê, as jy jou bekeer het, laat jou doop. En geliefdes, Filippus en hierdie man van Ethiopië klim daar af in die water en hy word gedoop. En die woord sê, Filippus is weggevoer deur die Gees. En hierdie man het opgegaan en hy het sy reis voortgesit met blydskap, want hy het nou eers verstaan. En die beste van alles is, geliefdes, hy het die woord gehad by hom, want hy het uit die woord uit gelees, maar nou het hy die Gees, nou verstaan hy wie hom hierdie dinge kan leer en onderrig in die woord van Jahwe. En dis is wonderlikste, want hierdie man, sy omstandighede het nie verander nie, hy ry nog op dieselfde wa. Geliefdes, hy het nog dieselfde werk, hy is nog op pad na dieselfde werk toe. Hy bly nog in dieselfde huis. Maar die woord van Jahwe sê, en hierdie man het sy reis met blydskap voortgesit. En as ek so baie kere in my mense se lewe kyk, dan besef ek dat daar is nie meer blydskap oor hierdie woord van Jahwe. Hier wil 'n ouetjie hier iets aanlas en daar weglaat. Jy kan dit nie doen nie, want dit is net Jahwe wat dit kan doen. En ja, die Rooms-Katholieke Kerk het so ver gegaan om hierdie woord te verander. Dis waar, geliefdes, maar ek en jy is nie die regter nie. Jahwe, Elohim is die regter. En hy sal nie toelaat, laat ek en jy se saligheid iets oorkom, omdat hulle dit gedoen het nie. Daaroor hy sal die Satan nie toelaat om dit te doen nie. En daar in Openbaring 22 vers 18 sê hy, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal Elohim oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal Elohim sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. So, ek en jy moet nie weglaat en inlaat. Jy kry so baie kere mense dan sê, ja, maar weet jy, dit moet eintlik nou daar staan en dit daar. Nee, geliefde, dit is nie ek en jy wat daaroor moet oordeel nie. Want ek en jy het hierdie woord by Jahwe gekry, en Jahwe sal nie toelaat dat ek en jy deur inskrywings of deur enige ander ding verlore sal gaan nie.
Maar dan moet ek en jy hou by hierdie boek. By hierdie Bybel. En daar in 2 Timoteus 3 vers 16 sê hy, die hele skrif is deur Elohim ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van Elohim volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Want dit is die lewens lig op ek en jy se lewenspad hierdie boek. Geliefdes, weet u, hoe het u groot geword? Ek het groot geword met huisgodsdienst. En so baie kere, dan glo ek nie meer, of 99% van my mense doen nie meer huisgodsdienst nie. Lees nie as gesin saam uit hierdie woord van Jahwe nie, want dit is wat ons gedoen het. Ons het om die kombuistafel gesit, en my pa die woord gevat en dit gelees, en weet jy, dan as hy klaar gelees het, moes elke kind vir hom gesê het, waarvan het hy gelees, of wat onthou hy, of wat is vir hom belangrik. Dan is daar gebid, en dan is daar 'n psalm gesing. Wonderlik! En jy het nie gaan slaap voordat hierdie huisgodsdienst nie klaar gekom het nie. Laat my dink daar aan Lia en Rachel wat Laban se huisgode gesteel het. Was dit nie vir hulle so belangrik nie dat hulle selfs hulle eie pa se huisgode gesteel het nie, om saam met hulle te vat nie. Maar weet jy, geliefdes, dis die belangrikste van alles, is dat ek en jy sal hoor dit wat die woord vir ons sê, maar dat ons die woord sal glo. Want die mens se grootste probleem, geliefdes, is sy verstand. Want die mens probeer hierdie woord met sy verstand uitwerk. Jy kan nie hierdie woord met jou verstand uitwerk nie, want ek en jy se verstand is te klein en te nietig daarvoor. Maar ek en jy moet dit net glo. Laat my dink, geliefdes, jare terug, kan nie eens meer mooi onthou wat 'n jaar nie. Ek dink dit was daar in 1992, die 12de van die 10de maand, bid ek daar op my knieë in so 'n stoepkamer wat die ou mense gesê het. Nou, hy het 'n deur wat uit die sitkamer uit in hierdie kamer ingaan. En buitekant is net is 'n venster. En weet jy, geliefdes, die wonderlikste van alles was dat ek het daar op my knieë gegaan en gebid. En ek het nie werk gehad nie. Ek het 'n vrou met 4 kinders gehad. En die Bybel het so op die bed gelê en oop gelê op die bed. Weet nie eens weer waaruit het ek gelees. En terwyl ek bid, hoor ek die blaaie van die Bybel soos wat die wind of iemand, jy hoor dit mos as hy so die wind deur blaaie gaan. En ek het nie my oë oopgemaak nie, want ek het gedink dit is dalk Magdelietjie. Dis my jongste dogtertjie. Sy was so 5 jaar oud op daai stadium. Gedink dis dalk sy. Maar dit was nie sy nie, en ek het gehoor, weer eens dit gekyk en ek het my oë oopgemaak en ek sien die blaaie van die Bybel blaai en hy gaan stop hier by Job 5. En ek wil by jy net hierdie stukkie gaan lees, sodat jy dit sal besef, geliefdes. Kyk, gelukkig is die man wat Elohim kastei verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. Want u weet, geliefdes, ek het nie werk gehad nie. Daarom vra ek vir u, geliefdes, om maar Job 5 te gaan lees, daarvan vers 17. Kyk, gelukkig is die man wat Elohim kastei verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. Met ander woorde, daar was 'n probleem in my lewe wat ek vinnig moes uitgesorteer het. Want hy doen smart aan, maar verbind ook. Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond.
In 6 benoudhede sal hy jou red, ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. In hongersnood verlos hy jou van die dood, en in die oorlog uit die mag van die swaard. As die tong gee, sal word jy weggesteek, en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie. Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag, en vir die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie. Want met die klippe van die veld is jou verbond, en die wilde diere van die veld is met jou bevriend. En jy sal uitvind dat jou tent in vrede is, en as jy op jou woonplek rondkyk, sal jy niks vermis nie. Geliefdes, die vraag is net, aanvaar ek en jy dit wat hierdie woord vir jou sê? Want ek het dit aanvaar, want ek het dit in my eie lewe beleef, en moes ek hierdie stukkie gaan bestudeer, gaan hoor wat wou Jahwe vir my kom sê. Maar ek moes dit geglo het. En tot vandag toe, van 1992, glo ek daar die woord van jou. As jy om jou woning rondkyk, sê jy niks vermis nie. En van daai tyd af het ek geen versekering nie, geliefdes. Net geloof. Want weet jy, ek moet dit glo, dit wat die woord vir my sê. En baie kere in my lewe ons in hierdie wêreld van diefstal. Wat jy weet hoe steel hulle in hierdie wêreld. Maar weet jy, as ek dit nie glo nie, dan aanvaar ek nie dit wat Jahwe vir my kom sê het nie. Dat hy sê, as jy in jou woonplek rondkyk, sê jy niks vermis nie. En hoef ek nie my deure te sluit nie. Hoef ek nie my motors te sluit nie. Hoef ek nie al hierdie goed te doen nie, want ek het die bloed van Yeshua wat ek oor my gepleit het. En so is hierdie woord van Jahwe vol van hierdie wonderlike beloftes wat ek en jy moet weet en waaraan ons moet vashou. En dan sê hy daar saam met daardie gedeelte, vers 24, en jy sal uitvind dat jou tent in vrede is. En as jy jou op jou woonplek rondkyk, sê jy niks vermis nie. Wat is ek en jy se tent, geliefdes? Is dit nie hier die liggaam nie? Ja? Wonderlik wat hy daar sê, sal jy sien dat jou tent is in vrede is. En dit is wat ek en jy moet hê. Ek en jy moet aan hierdie woord van Jahwe vashou, soos nog nooit in ons hele lewens nie. Jy weet, op hele ruk terug, luister ek oor die radio en hulle praat met Werner de Kok, dink ek. Daar die man wat so lekker kos kan maak. En hy sê, hulle vra vir hom in 'n onderhoud, hoe onthou jy jou ouer huis en as jy mag by jou oupa en ouma gaan kuier? Hy sê, wat ek die meeste onthou in die oggende, dan hoor ek hoe hulle psalms sing daar in hulle kamer. Sing u nog psalms? Ook in u huis. Hoor u huis nog die psalmwysies? Ken u huis daar die psalms? Hoor die bose magte buitekant van daar die psalms wat gesing word? Sal hulle nie naby hierdie huis kan kom nie. Maar geliefdes, daar is so baie uit die woord uit wat ek wil vir u wil vertel. Maar ek wil net seker maak, dat ons sal seker maak, dat ons glo hierdie woord van Jahwe. Dat ons dit geen enkele oomblik twyfel daar nie. En as ek en jy dit nie verstaan nie, op ons knieë gaan en die Heilige Gees vra, om dit vir ek en jy te kom leer en te onderrig en uit te klaar. En as hy dit nie doen nie, geliefdes, en ons het dit in opregtheid gevra, dan glo ek en jy net, omdat dit in die woord van Jahwe is. En ek groet en ek sê vir u, Shalom.